maar daar staan dit. Toe besef ek onmiddellik, dis die gebed wat Jesus ons almal geleer het, Lukas 11. Ek ken toe nou net die ene Matteus 6, onthou ook. Want dieselfde gebed moet na voorkom, en die disippels vir Jesus vra, Here, leer ons bid. En Jesus begin met die woorde, hy sê, laat u koninkryk kom. Laat u naam verheerlik word, en dan Lukas 11 vers 2, laat u wil geskied. In die hemel, net soos op die aarde. Maar, ek maak dit oop by die nuwe vertaal, die 2020 vertaal, op my foon. En Pieter sê vir my, of toe Pieter dit vir my sê, toe sê maar Pieter, Lukas 11 vers 2 sê nie, laat u wil geskied. En dit laat my toe begin wonder. En dit begin by my in gedagte gaan bring, en ek begin saam met hulle, nou kyk ons na 'n paar ander vertalings, en interessant genoeg, al die vertalings sê in Matteus 6, laat u wil geskied, maar 'n hele klompie van die vertalings het nie laat u wil geskied in die ander vertaling, in Lukas 11. En dit het my verskriklik toe die Engelsman sê geperf. Want dis tog so 'n belangrike konsep. Dis tog wat Jesus ons leer bid, laat u wil geskied. En Jesus in Getsemane, toe hy bloed sweet, toe sê hy, Vader, u wil is dat die beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Selfs Jesus bid dit. So hoekom sal sommige vertalings dit uitlaat in Lukas 11 en ander dit insluit? Pieter sê toe vir my, hy gaan nou op sy foon dit verander, want hy het op sy foon gehad om te help onthou Lukas 11 vers 2. Hy gaan dit nou verander na Matteus 6 vers 10. Maar dit bly by my. En dan is later weg. Saterdag, die ding bly aan my knag. Hoekom laat Lukas dit uit? Of party vertaal? Hoekom laat hy dit uit? En interessant genoeg, ons gaan kyk nou die King James Version, wat een van die oudste vertalings is van die Bybel. En selfs die King James het dit nie. Maar in die proses begin die Heilige Gees met my praat. En ek begin dink oor die gedagte van die wil van God. Nou daar is talle boeke geskryf oor die wil van God. Daar is talle preke gepreek oor die wil van God. Daar is talle Bybelgedagtetjies, dagstukkies oor die wil van God. En elkeen verskil van mekaar. Dit is die wonder daarvan. Dis soos Johannes 3 vers 16. Ek sal dit nooit vergeet. Ons het op college het ons dit gereël gehad dat die tweede jaar, ons vir 3 jaar op college, die tweede jaar moet begin preek. En dan die eerste jaar moet net luister en die derde jaar krit die tweede jaar. Maar om jy weet as jy van jou eerste jaar af elke donderdag in die saal is waar daar gepreek word en dienste gehou word, en jy kom in jou derde jaar uit waar jy die voorreg het om die tweede jaar te krit, dan het jy nou van daai preke 'n hele paar keer gehoor. En die preek wat ek die meeste gehoor het, is Johannes 3 vers 16. Maar as ek nou vir jou sê, in daai 3 jaar, het ek nie 2 preke gehoor, wat dieselfde is, oor Johannes 3 16. Nie 2. Dis die wonder van God se woord. En so ook oor die wil van God. Mense het soveel ervarings en sienings en openbarings oor die wil van God. Daar is soveel boeke geskryf oor die wil van God. En daarom dit wat ek vanmôre met u gaan deel, gaan waarskynlik verskil met baie boeke wat jy al gelees het oor die wil van God. Maar terwyl ek so Saterdag, heeldag, Saterdag aand, vanoggend weer vroeg opgestaan en weer
die Here vir my wil sê. Het daar 'n paar dinge wat ek nou maar so gelees het in my soeke, net in my gees net weer wakker. Ek wil hierdie goed net vanmôre met u deel. Dit is my gebed dat u vanmôre hier sal uitstap met 'n opgewondenheid, met 'n verwagting, met 'n soeke, dat God se wil in jou lewe sal realiseer. En soos ek sê, ek kan 'n reeks hou oor die wil van God, maar ek wil hê jy moet saam met my blaai, as jy jou Bybel bynaam het. Nou, dis allemaal Lukas 11 vers 2. Luister mooi. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, met alhoewel Jesus is besig om vir jou en my te kom leer hoe ons moet bid, wat ons moet sê, en wanneer ons moet bid. Hy sê, wanneer julle bid, sê, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, en laat u wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Dit is nou een van, as ek nou reg onthou, is dit een van die boodskap, of een van die meer moderne vertalings. Matteus 6 vers 9 en 10 stel het so, hy sê, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, dis die ou vertaling. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Jesus leer ons 3 dinge wat ons moet bid, voordat ons kom by vir brood vra, en sondesvergifnis, en al die ander dinge. 3 dinge. Dat God, wat in die hemel is, die Vader wat in die hemel is, dat sy naam geheilig sal word. So wat is sy wil? Dat God verheerlik sal word. Dis sy wil. Tweede, hy leer ons om te bid, laat u koninkryk kom. So wat is God se wil? Dat sy koninkryk sal realiseer. En dan bevestig ek dit en sê, laat u wil soos in die hemel, so ook op die aarde. Dit is wat Jesus begin om ons te leer om te bid. Nie om vergifnis te vra nie, dit kom nog. Nie om vir behoeftes te vra nie, dit kom nog. God se plan, God se wil, God se doel, God se uitbestemming is, dat sy naam verheerlik word, dat sy koninkryk sal kom, en dat sy wil sal geskied. En vanmôre moet ons onsself afvra, dis die vraag wat ek myself afgevra hierdie laaste dag of 2. Dit wat ek doen, dit wat ek sê, dit wat ek beplan, dit wat ek najag, dit wat vir my belangrik is in die lewe, kan ek werklik vanmôre sê, Here, in dit wat ek is ek besig om u naam te heilig? Is ek besig om die koninkryk te laat kom? En is ek besig om u wil te doen? En ek dink as ek het reg verstaan het, soos Pieter het vir my verduidelik het, is dit die doel wat agter hierdie Lukas 11:2 beweeg. Dat ons elke oggend wanneer ons opstaan, of wanneer ons voor ons herinner daaraan, dat ons sal seker maak dat ek op daai oomblik besig is om dit te doen wat Jesus my leer om te bid. Laat die koninkryk kom, laat die naam verheerlik word, laat die wil geskied. En elkeen van ons moet vanmôre vir onsself afvra. Ek het die afgelope tyd so baie keer die vraag gekry, pastoor, as ek nou voor die Here moet gaan staan, daar so daai liedjie sê met leë hande, moet ek ook met leë hande voor U gaan staan. Wat moet ek vir die Here doen? Wat kan ek vir die Here doen? Ons het dit op Vrydag op 'n stadium gesels. Wat begeer ons? Wat wil ons graag vir die Here doen? En as jy kan sê dat dit wat ek doen, dit waarmee ek besig is,
Dit wat ek streef in my lewe, is van so 'n aard dat ek besig is om God se naam te heilig. Dat ek besig is om sy koninkryk uit te bou. Dat ek besig is om sy wil te soek. Dan is ek in God se plan vir my lewe. Dan gaan dit nie daaroor of jy preek, en of jy sing, en of jy getuig, en of jy boeke skryf, en of jy tartaatjies uitdeel, en of jy deel is van 'n uitreikingsag. Dit maak nie saak wat jy fisies doen nie. Die vraag is, dit wat jy doen, is jy besig om God se naam te verheerlik? Is jy besig om die koninkryk te bou? Is jy besig om God se wil te doen vir jou lewe? As jy daai goed doen, dan is jy in die wil van die Here. As jy daai goed nie doen, of as jy besig is met ander dinge wat nie daardie 3 doelwitte bereik nie, dan is jy nie besig met God se plan vir jou lewe. Baie van die artikels wat ek nou so gelees het op die internet en al die goeders, probeer almal vra, wat is die wil vir God vir my huwelik? Wat is die wil vir God vir my finansies? Wat is die wil van God vir my werksomstandighede? Wat is die wil van God vir my vriendekring? En dis alles deel van die vrae wat ons kan vra. Maar al daai goed is ingesluit in die proses van of besig om God se naam te verheerlik, besig om die koninkryk te laat kom, besig om sy wil te doen in my lewe. En dis die vraag wat ons vir onsself afvra. En dis die vraag wat ek myself afvra. Hier waar ek nou staan, is ek in die wil van die Here? Is ek besig om sy naam te verheerlik? Is ek besig om sy koninkryk te laat kom? Is ek besig om sy wil te doen vir my lewe? Hier waar ek staan. Want as vanmôre predikant op kansels wat nie die wil van die Here is. Daar is vanmôre duisende mense wat in kerke sit wat nie die wil van die Here is. Lewe jy so dat jy sy koninkryk bou, dat jy sy naam verheerlik en dat jy sy wil doen in jou lewe. Dan gaan 1 Johannes 3 en dan dek van die Here. Wat is die wil van die Here? En die wil van die Here is nie, of gaan nie primêr daaroor, of jy reg getroud is, of genoeg geld het, of jy regte werk doen. Dis uitvloeisels daarvan. Maar luister wat sê Johannes, wat is die wil van God? Wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie hou. Dis die wil van die Here. Hou jy sy gebooie en doen wat hy goed vind. En dit is sy gebod. Nou brei hy uit op wat is die gebod? Hy sê hierdie gebod is, ons moet in sy seun Jesus Christus glo. Dit beteken nie net om te sê, ja, ek glo het gesterf, ja, ek glo het opgestaan, ja, ek glo het hemel toe nie. Dit beteken dat hy met die koning van jou lewe is. Beteken hy moet 'n beheerder van jou lewe wees. Dit beteken dat hy meer word en ek minder word. Dis wat Johannes bedoel met as jy in die seun glo. Jy moet kan seker wees dat jou verhouding met Jesus Christus is nommer 1 in jou lewe. Dis die wil van God. Wil van God is dat jy sy gebooie hou, dat jy die seun Jesus Christus glo en in 'n verhouding met hom staan, en derdens, dat jou verhoudinge gesond is. Dat ons mekaar moet lief hê. Dit is die wil van God. Dis wat Jesus ons leer bid. Laat u wil soos in die hemel, so ook in my lewe, in my hart, in hierdie wêreld realiseer. En u wil is, Here, dat ek werklik u gebooie sal gehoorsaam.
U wil is, Here, dat ek in 'n verhouding met Jesus sal staan en dat ek in 'n verhouding met my mense sal staan. Dis die wil van God. Elke oggend wat in jou foon jou herinner, Lukas 11 vers 2, waar dan net 'n party vertaling staan, dan herinner dit jou eintlik dat jy op 'n plek in jou lewe sal wees waar jy die gebooie bewaar. Dat jy op 'n plek van jou lewe sal wees waar jy verhouding met Christus het. En derde is dat jy op 'n plek sal wees waar jou verhoudinge met mense gesond is. As jou verhoudinge met mense nie reg is nie, dan sê die Bybel, los alles wat jy gedoen het. Al dink jy dis in die wil van die Here. Los dit en gaan maak reg. En dan kom jy terug en dan kom doen jy wat God wil hê jy moet doen. Want God se wil is dat jy mense moet lief hê. God se wil is dat jy mense moet kan vergewe, kan vryspreek. God se wil vir jou lewe is dat jy so sal lewe dat jou verhoudinge met mense gesond is. Gaan we verder en sê, ooreenkomstig die gebod wat ons gegee het, wie sy gebooie gehoorsaam. Wat sê sy gebod? Jy moet mekaar lief hê. Dis wat sy gebod sê. Sy gebod sê, jy moet in vrede lewe. Sy gebod sê, jy moet altyd dankbaar wees. Sy gebod sê, dat jy in oorwinning moet lewe oor sonde. Sy gebod sê, dat jy moet glo. Sy gebod sê, dat jy moet vryspreek en vergewe. As jy die wil van God wil wees, moet jy sy gebooie gehoorsaam. Moet jy in 'n verhouding met Christus staan en moet jy in 'n verhouding met jou mense staan. Dis die wil van God. En eers wanneer jy hierdie dinge in plek het, eers wanneer jy dit kan bid, Here, laat U wil in my lewe geskied soos in die hemel. Eers wanneer jy dit kan bid, dan kan jy begin vra, Here, wat is U wil vir my huwelik? Wat is U wil vir my finansies? Wat is U wil vir my verhoudinge met mense by die werk? Wat is U wil vir my bediening? Wat is U wil vir my gemeente? Want al hierdie goed moet inpas in die prentjie van of Jesus se naam verheerlik word en of die koninkryk uitgebou word en of ek besig is om God se wil vir my lewe te soek. Dan pas al hierdie ander goed in die prentjie. Net wat vir jy sê, ek het hierdie laaste 2 dae 'n paar keer vir myself afgevra. Is ek regtig in die volmaakte wil van God vir my lewe? In dit wat ek doen, en hoe ek dit doen, waar ek dit doen. Ons het vanmôre hier buite gestaan en gesels oor hoe moet ons bedieninge uitleef vir die Here. En ek verwys nou na 'n boekie wat my ma, van het ek al onthou, my ma die boekie gehad. Maar toe ek 16 jaar oud geword het, het sy vir my ook een van daai boekies gegee. As 'n geskenk. Die boekie is geskryf deur Oswald Chambers. Miskien sal jy dalk nou weet wat dit is. Die boek se naam is My allerbeste vir die allerhoogste. En dis vanmôre my vraag. In dit wat ek doen, is ek regtig so oorgegee aan die Gees van God, dat hy my kan in staat stel om my allerbeste te gee, sodat sy naam verheerlik kan word. Is ek besig om my allerbeste te gee, sodat die koninkryk uitgebou kan word? Is ek besig om my allerbeste te gee, sodat sy wil kan realiseer in my lewe en in almal rondom my? Is ek besig om my allerbeste te gee vir die allerhoogste? Want eers dan
is ek regtig in sy wil. En dan maak dit nie saak wat met my gebeur, of ek siek word, en of ek terugslag kry, en of ek omstandighede beleef wat ek nie verstaan nie, en wat ek nie kan dink, kan dit die wil van God vir my lewe wees nie. Dan is dit nie belangrik nie. Belangrik is ek besig om die koninkryk uit te bou. Is ek besig om sy naam te verheerlik. Is ek besig om sy wil te soek vir my lewe. En dit maak dit vir my sin, hoe dat iemand vir 30 jaar in 'n rolstoel kan sit, en al wat hy kan doen is hy kan prentjies teken met sy voet, of met sy mond, verder as hy verlang. En ek kan miskien vra, maar is dit God se wil vir sy lewe? As hy daar sit en besig is om die koninkryk uit te bou, as hy besig is om die naam van Jesus te verheerlik, as hy besig is om binne die wil van God op te tree, dan is dit God se wil vir sy lewe. Of verstaan dit nie. En dan gaan ons minder klaar, meer dankbaar wees vir dit wat ek kan doen vir God. Jezus kom en hy leer ons bid. Vader, laat die naam verheerlik word. Laat die koninkryk kom. En laat u wil geskied. Soos in die hemel, so op die aarde. Die Here, ek bid. Laat u wil geskied in my lewe. Omdat ek die gebooie bewaar. Omdat ek in 'n verhouding met Jesus staan. En omdat ek deur sy genade streef om in 'n verhouding met my mense te staan. Dan sal ek die wil van God. En dan sal al die ander dinge in plek val. Ek wil afsluit met Romeine 12. Luister wat sê Romeine 12. Nou doen ek 'n beroep op julle, dis Paulus wat hier praat. Op grond van die ontferming van God, gee julle self aan God. Dis God se wil, dat ek myself sal gee, myself sal oorhandig, dat ek my eie ek sal kruisig, dat ek my eie belange ondergeskik op sy belange stel, dat ek sy wil sal soek en nie my wil nie. Gee julle self aan God as 'n lewende en heilige offer, wat vir hom aanneemlik is, wat sy naam verheerlik, en wat sy koninkryk laat kom. Dit is die wesenlike, die kern van my godsdienst. My godsdienst gaan nie oor hoeveel keer ek kerk toe gaan nie. My godsdienst gaan nie oor hoeveel keer ek stilte tyd hou nie. My godsdienst gaan nie oor hoeveel hoofstukke van die Bybel ek uit my kop uit ken nie. Die kern van my geloof en my godsdienst moet daaroor gaan, dat ek Jesus se naam verheerlik, dat ek sy koninkryk laat kom, en dat ek sy wil doen in my lewe. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Want wat sê God se gebooie? Wees heilig, want ek is heilig. As jy God se wil vir jou lewe soek, dan doen jy sy gebooie. En dan verander jou denke, dan verander jou gemoed. Dan sal jy ook kan onderskei wat is, wat die wil van God is. Paulus kom, hy maak 'n beroep op ons. Gee jouself oor. Gee jouself oor. Kruisig jouself. Offer jouself. Laat sy naam deur jou verheerlik word. Laat sy koninkryk deur jou gebou word. Laat sy wil in jou lewe geskied. Dan sal jy ook almal skei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dan sluit ek af. Vra na die wil van God in alles. Vra
wil van God in alles wat jy doen. En hy sal die regte pad vir jou wys. Soek jy die wil van God vir jou kinders? Vra na die wil van God vir jou lewe. Soek jy na die wil van God in die werk wat jy doen? Vra die wil van God vir jou lewe. En laat sy koninkryk kom. Laat sy naam verheerlik word. En lewe volgens daai wil wat hy vir jou het. En hy sal